Vandag kuier ons by een van die laaste Kaapse impressioniste, Konrad Thuis, by sy huis in Bellville-Suid. Hierdie geliefde Suid-Afrikaanse kunstenaar is al met vele pryse vir sy skilderwerk vereer, onder meer 'n ere doktorsgraad, 'n medalje van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns en onlangs die Suidoosterfees en die ATKV se toekenning vir 'n lewensbydrae aan kuns. Ek is in Mondekie gebore, 9 September 1940. Ons was nie lang daar nie. Maar in daardie tyd het ek al begin teken. Kyk, ek was 3 jaar oud toe teken ek. Teen die mure, op die tafel, oral. En my ma het natuurlijk gesien, maar kyk eens nou, hierdie man kan nou nie sy ooms huis openbors nie. Want ek het by my ooms huis geblewe dags. Kyk, my pa het school gehou. En my ma. En toe het my ma een dag gekom, toen ik 3 jaar oud was, met een kartonloosie vol bordkruid, gekleurde kruid. En een zwaar bord dat sy vir my gekoop het. En 3 maanden daarna, toe sy oorlede. En ek het altyd gedink, ek wonder hoe sou dit gewees het as sy nog nie so vroeg gesterf het nie. Jy sien, dit voel altyd vir my, sy het gesien waarheen ek beweeg, so klein soos wat ek was. En sy het 'n lewe in my hand gestop voor sy gesterf het. Na sy gesterf het in die Parel kom bly, met tannie van my. Na my ma se afsterwe, het my pa sien by 'n storm gehad. Hy was nie eens by my ma se begrafnis nie, want hy was in die hospitaal. Hy was in Grote Skuur. Daai jaar was Grote Skuur die hospitaal. En hy het toe weer reggekom, die dokters het hom aanbeveel, hy moet maar weer gaan onderwys gee, laat ek kan regkom. Maar weet jy wat, hulle het nooit vir hom gegaan wys waar my ma se graf was nie. Al met ek van my ma se graf onthou is, een van die tannies by die graf, het vir my, ek was maar klein. Toe terug is ons nog sê, pas op, moet ek jy val in die gat. Dis al wat ek kan onthou, ek weet nie, ek het 'n idee waar my ma se graf is, maar ek weet nie waar nie. En nou toe het my pa weer getrou op Loeriesfontein. Kyk, hy sou gegaan het vir ek dink 3 maande in sy, of 6 maande in sy broer se plek, wat nou met verlof gegaan het. En die paar maande het 42 jaar geword. Want hy toe daar by Maria Steenkamp ontmoet, en hy is met haar getrouwd, en sy is toe my stiefma. Ek het nog 'n sustertjie ook gehad, dat 9 maande was toe my ma oorlede is. Ons is toe daar op Loeriesfontein, en ek dink, om die waarheid te sê, ek dink my eintlike lewe het daar begin. Ek het veel baie in die velde rondgeloop. As kind, die mense het altyd vir my ma gesê, selfs die blanke mense daar het by my ma gesê, kyk iets, julle kan nie dat die kind so in die velde rondloop, die slange en goeders, maar weet jy, ek was nie bang nie. En my oë was oop, want ek het alles gesien. My stiefma het altyd so, beteken met my geraas, sy was 'n baie goeie vrou. Met my geraas, want ek het altyd met 'n klomp klippe in my sak huis gekom. Nie groot klippe nie, maar klippe. En ek het die klippies opgetel in my sak gesit, want hulle kleure was vir my so mooi. Ander mense sal nog gedink, dit is nie mooie klere nie, maar hulle klere is vir my mooi. En weet jy wat, as ek so terugdink, daai klere kry jy vandag nog in my skilderye. Deure was nie altyd vir my oop nie. Ek dink byvoorbeeld toe ek nou jong was, nou altyd met my skilderye Kaap toe gekom het. En vir die galerije die werke gewys het. Hy het maar die galerije nie eens belang gestel en hulle wil dit nie eers, sommige wil nie eens een dag kyk die, sommige het daarom nog gekyk en vir my aangemoedig en gesê, hou so aan, jy is nog nie ryp nie, jy het altyd die stories. As nie, as ek dink, is twak maar met jy bezig is. En een dag was ek baie mismoedig. Ek moet terug aan Loeriesfontein toe in. Mario skilderytjies onder my blad, hulle was nog op aardbord geskilder. Wel, het is doeke opgeplak, maar ek vind dit was nou nie gespande doekes vandag nie. En ek kom daaronder baie mismoedig. Ek is nou met die trein nie af. Kijk, dit is nog trein gereed, met klaar, en daar was die bus gekry, na Loeriesfontein toe gery.
En toe ek daar kom, toe vra my stiefpa my en hoe het toe gegaan. Ek het die klomp skilderye so gevat, so op my paard, hy het so lang stoep gehad, so op die stoep, kon het so skywe onder die veranda, en teen die ringbier op die stoep. Jy het gesien ramespat. Dis het so het gegaan. Nou ja, die aarde gaan slaap. Ek is nou nie ou wat vreeslik godsdienstig is dit nie. Maar ek was daar gelowig. En die aand het ek nou gebid en dit was nou nie, het was seker nie mooi nie. Maar ek het vir die Here gesê, ek weet nie waarvoor hy my die talent gegee het nie. En ek het hom gesê, die land is iets a white man's paradise. Hy kan het maar vir die wit mense gegee het, dat is baie beter gevaarlik as ek. Maar nou nie, kom ek sê, nie eintlik kwaad nie, net teleurgestelend. Ek meen, 'n mens moet nog nie so met jou skepper nie, maar 'n mens maak seker met die soort foute, met hy aan, het ek 'n droom gehad. Die ander dag môre, toe was ek die droom het so gegaan. Ek lees vir die mense in die Bybel uit, in die klein saakie van die NG Kerk op Bloerisfontein. En een van die oomies sê vir my, man, jy weet mos ons verstaan nie Engels nie. Lees vir ons Afrikaans. En iemand gee vir my Bybel aan en ek lees. Ek weet nie wat ek gelees het nie. Kijk, dit was een droom, man. Maar staat ze nog. Toe was ek onthou die hoofstuk wat ek gelees het. En voor my bed was 'n tafeltjie, onder die tafeltjie. Ek het so 'n vals blaadjie gehad. Oor my bord het my Bybel gesit. Vat hom daar en bly tot by die hoofstuk. Nou ek kan nie sê wat die hoofstuk was. Dit was Psalm 123. Nie Psalm 23 nie, Psalm 123. En ek bly tot daar. En ek lees. Dis die oë van die diensknegt gerig is op die hand van sy Heer. Die oë van die diensknegt gerig is op die hand van haar meesteres. So is ons oë gerig op u, dat u ons genadig is. Toe besef ek, maar dis mos die antwoord op my droom. Ek kan nie verstaan dat ek het so gauw besef het nie, want ek besef het nie, man, jy sal suksesvol wees, maar jy is hastig, jy is te hastig, jy sal suksesvol wees. Snaap ek het nooit meer omgekyk, ek het aan een gewerk, teespoed gekry, dan weer opgestaan, maar weer verder gaan, ek moet my pa het al iets mee gesê, man, die lewe is vol sterkelblokke. Maak van hulle trappies, en klim, en, nou ja, dit me weet dat het nie kamer as laas was. Hier het ek en Annie, ons het hier vooruit gegaan, kinders op skool, ons het maar 'n grondjie hier gekoop, so 'n huis gebou, die een wat ek nou nog in sit. Sy is later, sy sterf en sy is weg. Maar ek weet nie, maar daar was iets besonders aan haar. Toe ek die onderwys vaarwel gesê het in 1974, het ek vir haar gesê, Annie, ek dink, ek het nou tyd. Ek dink, ek het nou nie meer boeke om te merk of lees om voor te berei nie. Ek gaan nou studeer. En sy het my gesê, nou vir wat? Ek het nie maar al my vriende gegradueer en toe sê sy, man, doen jou werk, doen wat jy voorgekom het. En wat jy so toegewyd aan die kunste, hulle sal eendag vir jou 'n graad gee. Ek het nie veel lang gestudeer nie, maar 30 jaar daarna. Toe kry ek die eredoktorgraad by UNISA en 17 jaar daarna die sterwe sy. Die eerste toekenning wat ek gekry het, was op Bloerisfontein. Die dorpie, dit is nou voor die nuwe Suid-Afrika. Soos ek dink in 91. Het hulle my toekenning gegee en ek het daar gepraat. Wyle Tony links, Wyle Eli Lou, ons drie toekennings gekry. Ek ken vir Eli Lou. Hy was destyds, hy moes die speaker in die volksraad wees. Tony links was 'n groot liefhebber van ons moedertaal Afrikaans en hy was nog so 'n professor gewees hier by die Universiteit Weskaap.
Maar ons drie is van Louwriesfontein. En toe hulle vir ons toekenning sê, en by die toekenning, by die dag, het ek in my toespraak gesê, ek sal altyd terugkom na die wêreld. Maar dit is 'n harde wêreld, met sagte kleure, en harde mense met sagte harte. En as ek nou so dink, nee, daai kokerboom, dit is die bome wat ek mee groot geword het. Ek het baie keer in 'n skadu gesit, ek het later geskilder, want kyk hier, hulle was my simbolies van my eie lewe, wat so moeilik was. Kyk, ek het 'n visie gehad, maar om tot by die visie te kom, is 'n moeilike pad. Dit voel baie jy groei in 'n klipskeer op die klipbanke soos 'n kokerboom. Maar jy staan daar in die wind en die reën en in die droogte soos 'n kokerboom. Maar net as die kokerboom hom nie laat onderkry van die elemente nie, so het ek my ook nie laat onderkry nie. Hy was vir my as, ek dink dat ek so lief is vir die plant. Skilder hom ook graag. Ek het al baie keer myself gesê, ag nee, ek gaan nie meer 'n kokerboom skilder nie, maar weet nie, as ek weer een sien, dan dink ek, ai, hoekom roep jy weer so? En dan skilder kom dan maar weer. Ek het meer by kunstenaars geleer as, en nie net van hulle werk nie. Hulle persoonlikhede het my beïnvloed. Ek dink byvoorbeeld aan Gregor Bonsaer, my ou leermeester. Ek was die enigste leerling. Hoe streng daai man was. En hoe het ek by hom uitgekom? Pierre Vossing hulle het toe gehoor wat professor Bokker sê. Hy het gesê, die werk dat dink vir hom baie aan die Kaapse impressioniste. En Pierre Vossing, wat hy is nou professor. Hy is ook baie goeie man. Hy het toe gereed saam met professor Bokkers en Gregor het toe gesê, nou maar goed, jy kan maar kom. Maar ek wil my nou eers die werk sien. En eendag toe sy die deur, hier van Bellville af, die trein die deur na, hy toen Kenilworth. Het hy gewoon. Daar ek toe by die deur gekom, het so modderentjie die dag gewees. Ek moet die paar skilderytjies onder die arm. Nou is ek nou skaam ook, man. Jy weet, een bank, ken jy die man nie? Skilderye hier achter die muur neergesit. So ek na die deurklop, my so gekyk en sê, we don't buy at the door. Toe sê ek my, ek verkoop dit nie. Nou, maar wat doen jy? Ek het nie geld nie. Toe sê ek my nou wie ek is. En die sê my, waar is jy skilderye, man? Wat kom maak jy nou hier? Ek sê, hulle staan hier langs die muur. Die sê, gaan al, nou ja, dit het geleid door die eerste les. En die eerste les was so. Jy hoef nooit verskoning te vra vir jou eie werk. As jy dit uit jou hart het gedoen het nie. En moet ek nie skaam wees vir jou eie werk nie. Jy het dit gedoen, niemand anders nie. Wees trots daarop. Nou ja, ek het by hom studeer, ek so vir 10 lesse gegaan het, met die 10 lesse verby is, sê, ach man, kom ons werk besoor. En ons het die hele jaar, ek het die hele jaar by hom gewees, ek het later saam met hom en Rosines daar in die sukses gaan werk, en so die jare verby gegaan, en ek het vriende gemaakt met baie kunstenaars. Maar die kunstenaars van vandag nie, dit is die Kaapse impressioniste. En ek het later een van hulle geword. Dit was David Botha van die Parel en Gregor Bonsaer, Piet van Heerden, Alexander Rosines, Terrence McCall en die mense. Ek het even Terrence goed geken nie, maar die anders het ek goed geken. Die mense noem my die laaste van die Kaapse impressioniste. Maar ek dink nie ek is die laaste een nie. Ek dink na my gaan daar weer 'n groep kunstenaars kom. Want ek sien baie van die jonger kunstenaars die skilder ook min of meer in die styl. Kyk, daar is 'n groep kunstenaars gewees
die eerste groep kunstenaars. Kaapse impressioniste. En dan is daar 'n tweede groep. Ek dink ek is die derde geslag. Maar wat so interessant is, as ek dan oor die laaste Kaapse impressionist wees, dan kan ek sê die vader van die Kaapse impressioniste was Pieter Wenning. Pieter Wenning se verjaarsdag was die 9de September. Hy was die vader, ek is die laaste. Ek is ook 9 September. So ons, maar ek hoop ons sluit hom hier af nie. Ek wil so graag, ja, maar nog impressioniste kunstenaars kom. Kleur is 'n wonderlike ding. Ek is baie baie stuk. Alles ek wil mense wat nou polities georiënteerd is en wil oral, jy weet, stellings maak oor kleur en so. As ek altyd wil, van wat kleur is dit 'n keer gaan oor wit en swart. Dis dieselfde kleur. Kyk, jy kan sê net dat jy wil, maar grys is die koning van kleure. Jy kry verskillende soorte gryse. Jy kry 'n warm grys, groen of 'n koel blou grys. Jy kry verskillende. Jy kry 'n grys wat meer na pink toe neig en so. Maar grys gaan met alle kleure saam. Daar's geen kleur wat te swaar maak as jy grys by hom bring nie. Nou as jy kyk na grys, die donkerste skakering van grys is swart. Die ligste skakering van grys is wit. So dit is nie heeltemal wat ek sê nie, maar ek hou daarvan om jy loop ons mense uit en hoor wat hulle te sê het. Hoe hulle reageer op jou stellings. En baie mense sê van, ja, nie nonsens wat nie. Maar kom ek sê, ek dink nie 'n mens moet te veel vir jou aan jou naaste se velkleur of jy weet stuur nie. Kyk na wie hy is. Want sy velkleur sê nie wie hy is nie, man. Sy velkleur sê nie wie hy is nie. Ons ou liggaam as die dag as ons doodgaan, dan gaan ons na die aarde toe. As vanaf kom, soos die prediker sê, en die siel gaan na God toe van waar dit kom. Nou ek dink nie ons siel het eintlik 'n kleur of ons sal nie 'n kleur sien nie. Maar kom ek sê vir jou, as ek so na die mense kyk, nie verskillende mense, hulle kleure, hulle wesens, hulle profiele, hulle gesigte, hulle is eintlik my almal mooi. Kyk, ek het altyd gesê, as jy wil vir iets mooi soek, gaan soek dit daar in die vervalle, waar dinge lyk of hulle verval het. Of in die, ek kan ons skryfjaard sê, dan het skryfjaard. En dit is nie altyd die mooi dinge wat die mooi skilderye maak nie. Want om 'n mooi ding te skilder is 'n baie moeilike ding, want jy doen baie keer aan daai mooi ding soveel skade, omdat jy het net nie die vermoë om die skoonheid dat God in daai ding te sit na te doen nie. Maar jy kan tog maar 'n ou singhuisie vat, en hy singhuisie so skilder. Jy hoef hom nie pretty te maak nie, maar jy skilder hom so dat die mense kan sien, maar kyk jy, aan daai singhuisie, vir jou is dit 'n krot, maar vir die mense wat daar woon, is dit 'n huis, is 'n woning, is 'n paleis. En baie keer is daar in daai krotte meer liefde as in ons groot paleise en goed is, verstaan? En ek voel dat ons hier in hierdie land, ons het 'n unieke geleentheid waar die verskillende mense met verskillende kleure mekaar moet ondersteun, mekaar moet help, minder mekaar moet kritiseer en ja, mekaar help, maar kyk, en dan sal ons nog mooier word.